Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou 'n pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens in my Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is vanaand absoluut dankbaar en ek is bly vir die Here vir weer geleentheid om hoop te verkoop aan iemand daar buitekant. Weet jy, die woord van die Here is 'n lig op 'n mens se pad en 'n lamp vir ons voet. En ek is dankbaar vanaand net vir my geleenthede waar ons die evangelie van vrede verkondig. Die Bybel leer my hoe lieflik is die voetstappe van hulle wat dit doen. So vanaand vertrou ek, die Here het my 'n woord gegee. Halleluja. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, ek eer U vanaand en ek loof U in besonders. Heilige Gees, wil U my lei, halleluja, om hierdie woord vanaand oor te kan dra, sodat die gedagte wat moet deurskemer sigbaar sal wees. Seën my nou in Jesus se naam. Amen. Ek is altyd weer dankbaar en ek is bly vir die Here vir baie genade wat die Here vir 'n mens gee, vir God se woord, halleluja, wat vir my wonderlik is. Ek eer die Here vanaand in die eerste plek vir almal, elke persoon wat God op my pad gestuur het, om my die boodskap, om die Bybel vir my te kon gegee het, en die voorreg wat ek gekry het, om onder die woord te sit, is ek vanaand vir die Here absoluut dankbaar. Ek is dankbaar vir die Here. En ek het vanaand 'n verhaal en ek glo hierdie verhaal gaan u seën, want dit het vir my geseën. Is wonderlik om te weet, dit maak nie saak waardeur ons gaan in die lewe nie, maar al ons probleme, halleluja, kom uit die woord uit. Die oplossing van ons probleem lê in die woord, en daarom moet ek tyd spandeer met die woord. Ek moet natuurlik ook 'n verhouding opbou, en dit is gebed, halleluja, sodat ek deur die woord kan kyk na die oplossing vir my probleem, halleluja, want ek dink die Here is vir 'n mens goed. Hierdie verhaal is opgeteken in Lukas 7, die sondares wat Jesus se voete gesalf het. Nou, op 'n dag toe nooi een van die fariseërs vir Jesus, fariseërs, skrifgeleerde, wetgeleerders, hulle ken die woord, halleluja, om by hom te kom eet. En terwyl hulle besig was om aan tafel te gaan, toe kom daar 'n vrou van die stad, die woord sê sy was 'n sondares. En sy kom toe met 'n albasterfles saam, 'n fles met salf gebring, en agter by Jesus se voete gaan staan, geween, en sy het sy voete begin nat maak met haar trane, en hulle afgedroog met haar hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het sien, sê hy by homself, as hy wat 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want hy was 'n sondares. Nou, die verhaal is vir my so wonderlik, because sometimes our behavior patterns search for a halt moment. Sy kry 'n geleentheid, want sy het tot haar self gekom. Nou wat vir my wonderlik is van die verhaal en dinge waardeur die mens gaan in die lewe, bepaal jou emosies, jou atmosfere. En hierdie vrou het gekom tot by haarself, wat sy vir haar gesê het, I'm not a product of my circumstances, I am a product of my decisions. Die besluite wat jy maak in die lewe bepaal jou destinasie. En sy het besluit, ek wil liewer by die Here uitkom. Nou, wees liewer 'n eerste klas weergawe van jouself as 'n tweede klas weergawe van iemand anders. Die fariseer stel vir Maria voor aan die Here met dit wat hy dink.
maar hy weet nie, dat God weet presies wat hy dink nie. En wat vir my wonderlik is, van die verhaal, is daar 2 dinge, wat belangrik is vir my, in dit wat ek sien. Purpose versus position. Hierdie vrou het gekom, halleluja, gesit by die voete van die Here, want sy het erken, dat sy het hulp nodig. Die fariseer aan die ander kant, verkleineer haar, halleluja, met sy sienswyse, wat hy het na haar toe, maar wat hy nie besef nie, 'n mens se sienswyse van iemand anders is natuurlik 'n refleksie van jouself. Maar weet jy wat hierdie vrou doen, wat vir my wonderlik is, en nog iets gebeur in die tyd, terwyl die vrou sit voor Jesus, en voor die fariseer wat daar staan, gebeur daar 'n geweldige ding in die geesteswêreld, dat die wet staan teenoor die genade, en waar die Bybel leer my, waar die sonde meer geword het die genade oorvloediglik geword, want Jesus is nou in die teenswoordigheid, en sy gebruik trane, halleluja, om vir die Here te sê, waar sy is in haar lewe. Nou, trane is heilig, dis nie 'n teken van swakheid nie, maar van krag. Hulle is boodskappers wat trane natuurlik uitbeeld van oorweldige seer en selfs van 'n diepe berou wat iemand het. So sy gebruik natuurlik trane om vir die Here te sê waar sy gekom het, ek het nodig om in myself te sterf, om myself te kan vind. En ek dink is geweldig wat die vrou kommunikeer met Jesus, om vir die Here te sê, nou, reputasie is wat mense van jou dink, maar karakter is wat God en engele weet jy is. En sy het besluit, my emosies het my gevare ingehou, want ek kan nie even, terwyl sy voor Jesus sit en huil, kon sy nie eens verwoord het, hoe sy voel, waar sy gelaat gewees het, in haar besluitnemings, met die doen en late van haar lewe, kon sy nie vir die Here sê, wat sy makeer nie, maar sy gebruik trane as medium, om vir die Here te sê, sien my raak, ek het hulp nodig, en daardeur het sy ook erken, dat sy verkeerd gedoen. Wat doen ek en u, my liewe mens, as ons kom om vir die Here teken te gee, sien my ook raak, halleluja. Die verlore seun het opgestaan agter die varkbakke, hy vir die Here teken gegee, blinde Bartimeus het al harder uitgeroep, Zacchaeus het in 'n wilde vyeboom geklim, om vir die Here te sê, sien my ook raak. Wat doen u? Doen nie moeite, om vir God te sê, dis waar jy gekom het, Here, ek het hulp nodig, sien my ook raak in my stryd, maar sy het iets gedoen, halleluja, omdat sy wou verlossing hê, vir dit wat sy haarself nie kon help nie, toe gee sy haarself oor aan die persoon, wat haar kan help, en dit is die Here. Jammer, wat vir my geweldig is, ongeag, waar die fariseer natuurlik vir haar gelaat het sy die voorreg gehad, om ook in die teenswoordigheid van die Here te kon wees. Hy het geweet wie sy is, hy het geweet waar sy gekom het, al wat hy wou gehad het, halleluja, hy het haar houding natuurlik, wat sy ingeneem het, die posisie voor hom, wat sy ingeneem het sy vir die Here gesê, ek wil my lewe verbeter, halleluja, ek wil 'n beter mens word, as waar ek myself gelaat het in die lewe, en baie keer met ons doen in ons late, verhoed ons wat ons moet word in die lewe. Stel jy jouself in 'n posisie, wat jy dalk nooit die lig sal sien, met die dinge wat 'n mens doen nie. Ek dink as ons om ons kyk dageliks, en ons sien in ons gebiede waar ons bly, halleluja, is dit net bloot gevare, dinge wat gebeur om ons, met ons, wat ons moontlik soveel verandering ondergaan, met dit wat ons natuurlik met ons gebeur, en om ons gebeur, halleluja, maak dit soms, dat ons inneem 'n posisie,
wat kan maak dat ek by hart vir hart, wat om my gebeur, dat ek ook nie die lig sal sien nie. Maar vanaand is hier 'n vrou wat vir die Here kon sê sonder woorde. Here, ek is nie 'n produk van my omstandighede nie. Ek is 'n produk van my besluite wat ek gemaak het. Maar my besluite het my gebring, liewe Here, waar ek myself nie meer langer eers sien in die lewe nie, waar mense neerkyk op my verkleineer. Maar al wat ek weet, my liewe Vader, ek bring my voor U in 'n posisie dat U vir my hulp moet gee, sodat ek weer by myself kan kom. Wonderlik is hierdie verhaal vanaand vir wat ek lees. Halleluja. Jesus sê vir die Fariseer, sien jy hierdie vrou, ek het in jou huis gekom, water het jy my nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou het om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sonde wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe het weinig lief. Hy sê indirek vir hierdie Fariseer, dat jy kom ook na die troon toe of jy bid, maar jy toon nie berou wanneer jy voor die troon kom en jy gaan na die troon van genade toe nie, het jy nie berou nie, maar die vrou met haar traan het sy berou oor haar doen en late, en dit sit haar in 'n beter posisie as wat jy is vandag. En dit is waar ons soms is as mens, ons kan so neerkyk op mense, ons kan soms dink, ons is beter as ander mense, maar weet jy, in hierdie verhaal leer ek, halleluja, hierdie vrou het net 'n fout gemaak, herhaaldelik, en dit kon sy natuurlik besef het, as ek aangaan om herhaaldelik dieselfde foute te maak, kan dit lei tot 'n mislukking. Maar dankbaar wat sy uitgevind het, sy het misluk, maar sy is nie 'n mislukking nie. En wonderlik dat sy dit goed genoeg besef het, halleluja, en erken het, daar is meer in my as wat die duiwel my net gebruik, en sy kry die geleentheid. Wat maak jy met jou geleenthede? Wat God ons dageliks gee, elke môre staan God op die aarde om te kyk van die hemel af, kyk jy na die aarde, is daar iemand wat verstandig is, wat vra na my wil, halleluja, en op daai dag was daar iemand, dit was die vrou Maria, wat besluit het, ek wil my lewe radikaal verander, maar ek het hulp nodig, dat iemand my in die hand moet vat, en sy kom by die voete van Jesus uit, waar sy ook herken, halleluja, dat hy is die een wat God gestuur het, met die genade, en deur die genade wat God hom begenadig het hy ook vir haar begenadig en vir haar natuurlik vrygespreek van die sonde en haar geleentheid gegee, halleluja, dat sy ook die saligheid deel agter kan word. Wat 'n wonderlike verhaal. Maar weet jy, wat doen hierdie vrou nog? Jesus. Op 'n dag gaan die woord verder en ek wil dit verder lees. Ons is in Lukas 10 vers 38. Kom Jesus weer te huis aan, by Maria's huis en by Martha. En wat so wonderlik is, Martha was besig met dinge wat die ewigheidswaarde inhou nie. En dit is waar ons baie keer is. Ons is besig met dinge, halleluja, wat die ewigheidswaarde inhou nie, voorkere bo waardes. Maria kom en Jesus kom en sy gaan sit by sy voete, halleluja, daar was 'n rede. Sy het tyd gemaak vir die Here. Want sy het geweet dat sy was geestelik bankrot. Sy het geweet sy was naak, want sonde maak jou naak, en sy moes beklee word. En sy kry die geleentheid wat Jesus haar gee, om by die voete van die Here te gaan sit, sodat hy natuurlik vir haar kan onderrig. In 'n position skuif sy haar, halleluja, van 'n leerder, want slegs wanneer jy 'n leerder is, staan jy in 'n posisie om geestelik te kan groei. Sy gaan sit by sy voete, en sy sê vir die Here, maak my naaktheid toe. En sy laat toe, dat die Here haar onderrig, halleluja, sy koop die tyd uit, om geonderrig te word. Martha was in dieselfde huis, maar sy was besig met haar voorkere. Sy was besig met haar voorkere, maar Maria was besig met haar waarde, want waarde is belangrik. En sy belê in haarself in Maria om te sit by die voete van die Here, sodat sy haar waarde kan verhoog.
En ek dink is geweldig wat Maria vanaand vir ons wil leer. Belê jy in jouself in? Belê jy dat jy geestelik groei, halleluja, dat jy die tyd afstaan om op te gaan na die huis van die Here, sodat jy die heerlikheid van God kan aanskou in sy tempel, waar die woord natuurlijk vir jou gelees kan word, sodat nuwe dinge natuurlijk in jou lewe kan gebeur en toevloei. Maak ons tyd vir die woord, maak ons tyd vir die huis van die Here, of is ons soos Martha, voorkere bo drange van die oomblik geniet voorkere bo waardes. En Maria aan die ander kant het geweet, drange is nie nou nog vir my noodsakelik nie, my drange het gemaak, halleluja, dat ek byna my lewe verloor het. Ek wil my lewe optel en ek wil die tyd spandeer, alle tyd, om weer in myself in te belê, sodat ek myself kan verbeter, halleluja, en nie soos Martha wat toe praat na Jesus toe en sê, Here, kan sy my nie kom help nie, ek werk alleen, halleluja, sy verhoog haar teenoor haar suster, omdat sy gedink het, sy is beter as haar suster, maar dankzij Maria het gesit by die voete, halleluja, wat sy gedoen het in die lewe, wou sy aflee, sy wil 'n nuwe lewe begin, maar sy wil haar lewe bou op die woord van die Here. Die Bybel leer my, Psalm 107 vers 20, as God sy woord uitstuur, is dit om ons te gesond te maak, en ons het ons skuile uit te red. Is jy daar in die plek waar die heerlikheid van die Here rus, waar sy woord uitgaan om jou gesond te maak, halleluja, is jy daar dat die Here jou deur die woord uit die kuil kan optrek, sodat jy van gedagte, gesindheid, gewoonte, houding, meesterskap verander. Die huis van die Here is 'n besonderse plek, is 'n plek, halleluja, waar God die gedagtes van sy hart, die raad van God is sy woord, is die gedagtes van sy hart, en hy is daar om vir ons natuurlijk beter mense te maak, en nie bitter mense nie. En Maria maak tyd, halleluja, sodat sy herinneringe kan het, kan terugkyk in haar dag, met die waarde wat sy bygevoeg het deur die woord, om haar te versterk, halleluja, teen die aanvalle wat kom na haar toe. Maria het herken, en Maria het ook geweet, om te sit by die voete van die Here, het sy ge-acknowledge, dat hy is die gift, halleluja, Jesus is die gift, wat God gegee het vir die kerk. Sy het baie dinge gedoen, sy bring in 'n posisie, waar die Here vir haar wys, halleluja, dit is wat jy moet word, die drome wat sy gehad het vir haar lewe, het met die sit by sy voete, kry sy die geleentheid, halleluja, om te word wat sy moet wees op aarde. En die belangrikste, wat gebeur het met haar, die fariseer het afgekyk, haar suster het ook vir haar verhoog bo haar, maar weet jy wat het Maria besef, terwyl sy sit by die voete van die Here, ek hou die meeste van myself in die teenswoordigheid, waar ek sit by u, ek voel beter oor my, halleluja, om net in die teenswoordigheid van u te kan wees, het Maria haarself weer lief gekry. Het jy geweet, my liewe mens, dat baie dinge wat 'n mens doen in die lewe, maak dat jy later van jouself nie hou nie. Die grootste stryd wat ons het op aarde, is nie wat mense aan ons doen nie, is die stryd wat jy het teenoor jouself, wat jy deur jouself vermag het of gedoen het op aarde, wat dalk die saligheid nie ingehou het nie, wat jou benadeel het, waar jy jou lede gestel het tot die beskikking van sonde, en nou draai jy die letsels van jou sonde op jou liggaam en in jou liggaam. En sy het besef, met die sit by die voete, het sy besef, sy begin te hou van haarself, en sy het haar waarde, halleluja, weer gesien, in die teenswoordigheid van die Here, en dit is wat die Here doen, wanneer 'n mens tot bekering kom, dan verander die Here mense hele leefstyl, halleluja, jy sluit weer vrede met baie dinge, maar ook vrede met jouself, om weer jouself te aanvaar, halleluja, waar jy jouself gebring het in die lewe, en ek dink is 'n wonderlike verhaal, waar God vanaand vir ons sê dat, moontlik is dit u, mevrou, of meneer, wat hier gekom het, waar jy besef het, ek het nie meer waarde nie,
Halleluja, baie keer doen ons waardelose dinge, maar wanneer ons by die Here uitkom, gee God ons weer 'n indikasie dat jy is waardevol. En vanaand wil God vir iemand sê, jy het waarde. Jy is waardevol, want die verhale is geskryf, halleluja, om vir ons te wys dat daar's mense in die Bybel wat soveel tekortkoming gehad het. Net soos ek en u dit het, meneer, het hulle dit gehad, maar hulle wys ons deur die woord, wat 'n moeite het hulle gedoen, hoeveel tyd het hulle uitgekoop, sodat verandering in hulle lewe kan plaasvind. En vanaand deur hierdie verhaal, is ek dankbaar vir die Here vanaand, dat haar emosies wat haar besluite beïnvloed het, die dinge wat met haar gebeur het haar beroof van haar wordingsproses, maar terwyl sy geleenthede sien, halleluja, toe gryp sy dit aan, en sy gaan sit by die voete van die Here, om op te bou, uit te haal uit haar lewe uit, en om haar op te bou, halleluja, sodat sy die produk kan wees, waarvoor God haar op aarde geplaas het. Wat 'n verhaal van Maria, halleluja, en haar suster. En Jesus sê, voor ek afsluit, sê vir Martha, weet jy, Martha, jy is besorg oor baie dinge en veronrus, maar Maria het die goeie deel gekies, wat nooit van haar af weggeneem kan word nie. Wat was daai? Martha was bedrywig, maar Maria was produktief, halleluja, sy het gesaai in haar lewe, sy het gesit, halleluja, dat die woord wat net 'n saad is, moet wortel skiet in haar lewe, sodat sy staande kan bly teen die aanvalle wat gaan kom, halleluja, in die teenswoordigheid van die Here, kry sy die geleentheid om haarself te vind, sodat sy 'n beter mens kan word, wat sy moet wees op aarde. Wat 'n wonderlike verhaal, halleluja. Maria het uit tyd gekom, uit die wêreld uit, en in pas met God. Waar Martha in die wêreld gewees het, maar uit die pas uit met God, het Maria natuurlik verhoog geword, daardeur vir wat Jesus natuurlik getuig het, die verskil tussen die twee. Ek wil afsluit. Deur die verhaal leer ek, dat die gesindheid wat jy inneem, gaan maak wat jy aanneem. Die verhaal leer my, dat ek moet erken in die lewe, dat ek is verkeerd, sodat die goeie na my toe kan vloei, halleluja. Hierdie verhaal het ook gemaak, dat ek moet present wees, in die present moment, wanneer die woord van die Here tot my beskikking is, dan moet ek moeite doen, om het in te neem en aan te neem, sodat ek deur die woord versterk kan word. Maria het gesê met haar sit by die Here, voor sy opgestaan het, Psalm 119 vers 133, met haar sit, Here, maak my voetstappe vas in die woord, dat geen ongeregtigheid langer oor my sal heers nie. Wil die Here vanaand vir iemand sê, dat hierdie woord gaan vanaand uit, om iemand te bereik, om vir iemand te sê, halleluja, jy mag dalk waardelose dinge doen, maar in die oë van die Here, is jy nog steeds waardevol. Vanaand wil die Here deur hierdie woord sê, vir iemand daar buitekant, iemand wat die Here soek, soek die Here, terwyl hy te vinde is. Maria het seker gemaak, sy het hom gesoek, totdat sy hom gevind het, en nuwe dinge het haar lewe binne gevloei. En vanaand, met hierdie woord, gee God vir ons geleenthede, dat ek van gedagte, gesindheid, maniere, houding, meesters, koninkryk kan verander, as ek net die tyd gaan uitkoop, halleluja, om op te gaan na die huis van die Here, om God se woord te lees, die opening gee lig, sodat my lewe daardeur radikaal kan verander. Ek het by die einde gekom. Mag God ons so seën, en mag die Here ons genade gee, dat ons die tyd sal uitkoop, om die Here te soek met ons hele hart, en dat ons hom sal vind, sodat nuwe dinge ons lewe kan binnevloei. Kom ons bid saam. Vader van ons, liewe Jesus Christus, Here, daar is niemand soos U.
U is geweldig, U is gedig, U is almagtig, U is groot, my liewe Vader, en daar is niks wat U nie kan doen nie. Geweldig is U, liewe Here, maar tog sien U die nederige uit die verte uit. Dankie dat U vanaand deur hierdie woord mense sal bereik, liewe Here, sodat hulle ook kan word en besef, alhoewel al waardelose dinge doen, dat hulle soos Maria sal besef, hulle is ook waardevol. Dankie vir die woord wat ons waarde bepaal. Seën hulle en seën my nou, my Vader, in Jesus se naam. Amen. Ek het tot die einde gekom, Pastor Alta. Ek groet U tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.